Ja, is jy het obviously bitter uitgestaan in jou skoolloopbaan. Wil jy dit hê vir jou kinders of wil jy nie? Of moet hulle net seker wees? Daar het baie bullying gepaard gegaan met dit. En eers na skool, jare later, het 'n paar van hulle uitgereik na my toe en vir my gesê hulle is so jammer, hulle was altyd so lelik met my. Hulle was eintlik net jaloers. Ja. En my ma het altyd vir my gesê, as ek mamma, wat omtrent my maak hulle jaloers? Ek sou nie jaloers op my gewees het nie. En ek dink, en ook baie keer as ek mense ontmoet, dan gaan hulle sê, jy's eintlik nice. Hoekom? Dan sê hulle sê, jy kom baie, wat sê woord, asof jy vol is van jouself, en dink ek, so as jy sekere goed achieve het in jou lewe, neem mense outomaties aan, jy's vol van jouself. Lekker, ons rol. My gunsteling gesegde is, dis beter om konstant goed te wees, as soms uitmuntend. Toe het ek besef, maar daar's heeltemal 'n ander wêreld, daar's 'n ander dimensie. It's not like winning the lottery where you put yourself out there and then it happens to you. You have to put yourself out there, but then the hustle starts. Sy is huidige naam in Suid-Afrika, bekend vir haar sprankelende persoonlikheid, ongelooflike talent en veelsidige loopbaan in die vermaaklikheidsbedryf. Meeste mense ken haar as Clara uit die ikoniese CP7 laan, maar haar loopbaan strek veel verder as net toneelspel. Sy is 'n bekroonde aktrise, TV-aanbieder, entrepreneur en motiveringsspreker, wat al jare gehore boei met haar kreatiwiteit en deursettingsvermoë. Haar passie vir kuns en media is net so sterk soos haar dryfkrag om 'n verskil te maak. Het sy dit deur haar motiveringspraatjies, haar leefstyl en skoonheidsonderneming of haar werk as 'n ma van 3. Maar agter die sterstatus is sy ook 'n vrou met diep passie vir gesin, geloof en groei. Hoe het sy daarin geslaag om haar merk in soveel verskillende velde te maak? Wat dryf haar? Wat is die uitdagings, hoogtepunte en laagtepunte van 'n lewe in die kollig? En hoe lyk haar toekomsplanne? Ek is ongelooflik opgewonde om vandag met haar te gesels. Dames en here, Angelique Gerber. Jo, nee, jy verdien 'n hande klap. Dit was amazing. Dis gaan daarom oor jou. So dankie. Ja, super dankie dat jy is. Ek gaan maar nou weer my storie vertel, want Richard het die mics afgesit. Wat ek net wou sê is, dit, as mens seker is in jouself en jy weet wie jy is, dan is dit maklik vir jou om te deel wat jy het. En ons sit nou by Luxury Time, so toe ek met Adrian ook praat, hy was van die begin af, het hy gesê, yes man, kom ons doen dit, en dit was dieselfde by jou. So dit sê baie van 'n ou se karakter. So ek sê vir jou dankie dat jy die geleentheid gevat het. Ons gaan so 'n bietjie van 'n icebreaker doen. Jy gaan net gou 2 van die vrae weer moet doen. Ons het 'n bietjie 'n glitch gehad. So Kokie icebreaker question 1 is, wat is die emoji wat jy die meeste gebruik op jou foon? Dis die mannetjie met die lag, met die traantjies wat so skuins gaan. Dis my go-to, okay. As jy moet kies tussen invisibility of flight? Albei is great, maar vandat ek kan onthou, van 'n klein dogter waar ek nog altyd gevlieg het, en ek het baie drome waar ek vlieg, so ek sal wil vlieg. Okay, good. If you could be an animal, what animal and why? Verseker 'n leeu. Ek dink ek het dieselfde karaktereienskappe van 'n leeu. Ek veg vir dit wat reg is, en wel as ek nou praat van 'n leeuwyf, jy weet. Ek beskerm my trop, ek veg vir wat reg is. Ek is nie lui nie, ek is nie bang vir werk nie. Ek is vol passie en ja, ek dink net ek het die hart van 'n leeu. Good. Dan bietjie op 'n personal questions. What is the best piece of advice you ever received? Sjoe, daar's so baie, maar ek dink vir my is om te dink waaroor jy dink. So verskriklik belangrik, want dit vorm jou toekoms. So dit wat jy dink verander word omgesit in woorde. So that what you were thinking yesterday is the result of your today. So dink waaroor jy dink. Dis seker hoekom jy baie podcast luister.
love 'n 'n podcast laat jy dink oor ander goed wat jy nooit die geleentheid te doen en daar's soveel ongelooflike lesse en stories en advies en wyshede wat jy kry in podcast. So dis hoekom ek geniet dit verskriklik. Okay, Ja. laaste twee. okay. If you could teach a class on one thing, what would it be? Show respek. Ek dink as ons meer respek vir mekaar gehad het en understanding gehad het, was die wêreld dalk 'n beter plek. Respek in watter opsig? Respek vir verskille, respek vir verskillende kulture, respek vir ek verstaan waar jy vandaan kom, of ek verstaan dalk nie waar jy vandaan kom nie, maar ek gaan probeer om jou te verstaan en vir jou respek hê daarvoor. Mense is so geneig om te judge. Yes, vir al ons Afrikaners, genade, ek noem hulle Afrikaners. Hulle is so vinnig om 'n negatiewe kommentaar te lewer op sosiale media, in plaas daarvan om of die artikel voluit te lees, of om te probeer verstaan, of hulle self in daai persoon te skoene te sit. En dis weer eens daai ding van, haal eers die balk uit jou eie oog uit, voor jy die splinter uit iemand anders se oog uit haal. So as mense net meer aanvaarding en respek kan hê vir mekaar, gaan die lewe makliker wees vir jou ook. As jy iemand is vir die hele tyd judge, die lewe moet verskriklik moeilik wees vir jou. So ek sal kinders dit wil leer. En ja, mense wat besig is en werk en besig met hulle eie goed en suksesvol is, dis asof hulle net outomaties dit in hulle ingebou het om respek en verstaan te hê vir ander mense. Dis die mense wat rondsit en leeg lê, wat vinnig is om keyboard warriors te wees en judgment uit te spuw, jy weet. Lees jy jou comments? Ek doen. Alles. Ek het Reply jy? Ek reply nie. Ek op my persoonlike page lees ek elke liewe comment, elke liewe inbox, want ek voel my volgers, as ek dit so kan neem, ek hou nie van die woord nie, maar dit is mos nou my followers, wat my boodskap of 'n comment lewer, het die moeite gedoen om dit te doen, en ek moet sê 99% van die tyd is dit positief. Sal ek ook moeite doen van my kant af om my dankbaarheid te bewys, maar kyk. Ek kyk net, 'n rooi rose, 'n huisgenoot. Kyk daar, so is die loop die kommentaar maar vieslik. Kyk, daar word ek uit mekaar uitgeskeer. Ek het dit altyd gelees en dit het my net te veel ontstel. En ek het net besef, weet jy wat, hierdie mense weet regtig nie wie ek is nie, en hoekom wil ek luister vir iemand wat ek nie eers hulle raad voor sal vra nie. Ja. I'm not gonna listen to your opinion if I'm not even gonna ask your advice. So ek gaan nie eers my tyd mors of my energie mors om iemand wat probably net die hele dag by die huis sit sy opinie te gaan lees en nou my dag te versier nie. Dis baie goed. Okay. Ja, last een, if you could eliminate one thing from your daily routine, what would it be and why? Sjoei. Of doen jy wat jy like? Ek love my lewe. Ek love wat ek doen. Huiswerk. O ja. Huiswerk. Yes! Ek is net soos, hoekom betaal ek so baie skoolfonds? Nee, dis crazy. As ek my kind al steeds moet leer lees en spel en huiswerk, nee, ek haat dit. Ek is in die wiskunde. Jy nie 'n tutor nie? Nee. Ja, Nee, Tannie ek sê sal nie daar nie. Tannie sê tutors, hoor. Ek sal nie daar nie, hoor. My vrou weier, sy sê sy wil self haar kinders. Nee, miskien kom ek op 'n plek waar ek 'n tutor, maar yes, dis ook geld, jy weet. Dit alles kos geld deesdae. Okay, good. Dankie. Dit was die ysbrekers. Ek hoop jy is nou gemaklik, maar jy lyk daarom gemaklik van die begin af. Ek het baie vrae, maar Ek het gesien. vanoggend toe ek dink dat ry toe sit ek in die verkeer vas want dit is crazy verkeerie. Ja, dis en ek scroll toe sien ek 'n video wat jy gepost het, seker maar vanoggend waar jy die rook uit 'n ding uit skop en slaan en alles. So as jy sê jy's moeg, dan stop ons. Ek sal nie meer dit stry nie. Okay. So bietjie oor jou beginjare en jou inspirasie. Ek moet dit nou mooi stel. Ek wil nou nie eintlik jou gesig vat nie, maar jy moes vroeg al besef het jy is die gans seker wat die goue eiers lê. Want as ek gaan vir jou lees, Okay. hoofmeisie laerskool, onderhoofmeisie hoërskool. Lead danser en alles wat jy gedoen het. Elke revue, elke play, elke ding. Beste speaker in Afrikaans, Engels vir 4 jaar hoërskool. Top 10 student met 'n average van 85% vir 11 jaar. Het jy vroeg besef jy
jy kans vir die goue eier. Okay, ek het 'n antwoord vir jou. So, die Here het my geseën met baie talente. Maar talent bring jou net so ver. Ek het van 'n klein dogtertjie af verskriklik hard gewerk. Ek het elke liewe dag van my lewe op my eie my balletdanse gaan oefen in my ma se kamertjie wat piep klein was. Ek het elke dag my huiswerk gedoen, selfs gedurende pauses. Jy weet, ek was so 'n bietjie van 'n nerd. Ek het net absoluut alles wat ek aangepak het volhard in dit en my beste gegee. Ek sê altyd vir my kinders vandag, ek probeer om daai les ook in hulle koppe in te kry, dat wanneer jy oefen vir iets, moet jy oefen asof jy dit alreeds doen voor die klas, voor die juffrou, voor 'n gehoor. Jy kan nie net oefen en jy moet elke liewe dag en alles jou heel beste gee. En as jy iets begin en jy hou nie daarvan nie, ek sal nooit vergeet nie, ek het dit 5 my ma gesê, hierdie bright idee gekry asof ek nie besig genoeg was nie. Ek wil leer sing. Vat my mamma vir sanglesse en ek het dit gehaat. Oh my word, dit was aaklig. Na 3 maande het sy vir my mamma, ek wil regtig nie meer sing nie. Toe sê sy net vir my, nee, jammer, jy het gesê jy wil dit doen, jy gaan hierdie jaar deursien. So alles wat jy aanpak, al is dit nie lekker nie, dit deursien. So ek het regtig van dag 1 af hard gewerk. So alles wat ek het, alles wat ek achieve het, is nie luck of talent of omdat ek 'n gemaklike lewe gehad het nie. In feite, ek het 'n baie moeilike lewe gehad. Ek het bitterarm groot geword. Ek het gewerk vir alles wat ek het. Dink jy dis iets wat jy gebore mee is of is dit iets wat jy het jou ouers druk geplaas of So, dit is daai hele ding van die sielkundiges, nature versus nurture, right? Ek dink dis nurture. Wat dit help veel, jy's gebore met al hierdie tools, maar jy weet nie hoe om dit te gebruik nie. So my ma het my nooit gedruk nie, maar my ma is 'n sy's 'n vrou wat vreeslike trots het in alles wat sy doen. En sy is my inspirasie. 100%, as iemand my vra, nou wie kyk ek op, dis my ma. Sy was 'n fenominale enkelouer gewees, wat alles vir my gedoen het. Sy het hard gewerk en ge-excel in haar werk, elke dag haar heel beste gegee vir haar baase, totdat sy op 'n plek gekom het waar sy nou haar eie besighede het. So ek het 100% my dedication, my dissipline, alles het ek by my ma geleer. Sy het dit vir my geleer. So ek sê, as mense vra nature versus nurture, always nurture wins. Okay, en dan obviously goed gedoen op skool, belangstelling dalk gehad vir film of vir drama. 100% van dit ek kan onthou. Drama queen. Ja, nee, van 'n klein dogtertjie af, ek sal nooit vergeet nie, ek was in graad 1 gewees en toe moes ons gediggies opgesê het en toe kontak die juffrou my ma te sê sy dink ek het talent vir dit en sy wil my inskryf en my heel eerste gediggie wat ek opgeset het was in Engels, New Shoes. New shoes. Ballet shoes, sport shoes, dit was uit so ietsie gegaan en toe wen ek die trofee daai dag en van daar af het ek net geweet ek wil 'n aktrise word. My ma het altyd gedink ek sê dit maar net, sy het my nie regtig ernstig opgeneem nie, sy het geweet ek het talent en ek doen goed in dit, maar sy het my nie so ernstig opgeneem nie, want toe ek nou matriek is en ek sê vir mamma ek wil gaan drama studeer, dis vir my nou is nie manier nie. Nee, jy sê jy moet gaan word 'n dokter of gaan doen iets wat geld maak. Jy het hierdie brains gekry, gaan doen iets ordentlik. So toe het ek eers na skool gaan sielkunde studeer en my neerslaag gemaak. Wat ook miskien goed is vir acting. Vir acting. Baie goed, Ja. maar niks weer eens compare tot life experience nie. Hoe ouer ek word, hoe meer ek die lewe ervaar en deur hoe meer ek goeders ek gaan, hoe beter aktrise word ek. Dit is jy kan nie eintlik dit uit 'n boek uit leer nie. So Want jy kan nie eintlik 'n rol doen wat jy nie eintlik al was en weet. Jy moet jouself in 'n Daarin persoon se sit. skoene kan sit. Jy moet. En dit vat ervaring. Dit vat ervaring. Ja. Dit bring my nou eintlik na my volgende vraag toe. Ja. Opleiding en vaardigheid. Ja. Jy het na skool obviously dit gaan swat. So ja, en hoe dink jy speel dit 'n rol met dit wat jy gedoen gekry het tot op hede? So ek sê altyd, ek kry soveel DM's van mense wat sê hulle wil graag in die actingbedryf ingaan, moet hulle gaan studeer, wat moet hulle doen? So soos ek sê, ek het eers my honeurs gaan klom, toe gaan ek vir 2 jaar oor see, want ek wou graag by New York Film Academy gaan studeer het in LA, het ek genoeg geld gespaar nie, ek het bietjie te veel gekuier in Londen se strate, maar toe kom ek terug, toe studeer ek drama by die Technikon van Pretoria. En wat ek mal was oor by die Technikon, kyk dinge het nou ons so verander daar, so
dis nie my raad wat ek nou vandag sal gee nie, maar toe ek daar was, dit was 80% prakties, 20% teoreties. Jy moet met acting prakties, jy moet. Acting is prakties. Dit is nie soos 'n dokter wat nou vir 6 jaar lank nou moet gaan studeer en jy moet hierdie boekkennis hê nie. Jy kan nie dit doen nie. So ons het tot middernagtelike ure het ons rehearsals gehad en teaterstukke gedoen en jy weet die filmstudente het hand aan hand met ons gewerk en het ons kortfilms vir hulle gedoen. So dit is waar jy jou ervaring en jou experience kry. Vandag se tyd, my advies vir iemand wat in die bedryf wil gaan, sal ek sê doen kursusse. Gaan na 'n skool soos Pali wat hier in Pretoria is. Hulle is vir my die beste op die oomblik en hulle is ook 80% prakties, 20% teoreties. Waar het jy jou eerste as mens dit sê My break gekry. Ja, break gekry. Ek dink ek was een van die min wat baie gelukkig is want gewoonlik audition jy totdat jy blou in die gesig is en jy kry 1000 nees voordat jy 'n ja kry, maar ek het gegaan vir die audisie vir Sewende Laan vir Clara en dis my volgende vraag. Dit was my eerste audisie en my eerste break wat ek toe gekry het. En weer eens, dit is net ongelooflik hoe ek wou direk na skool gaan drama studeer het. Maar God het 100% my maag gebruik om dat ek eers lewe gaan ervaar. Eers my uniers doen, groot word. Eers Londen toe gaan, daai ervaringe kry. En dit was juist in Londen wat ek my liefde vir aksente gekry het. So my party trick was altyd as ons 'n bietjie gekuier het of so, dan sê hulle soos, maak asof jy van Frankryk af is, of maak asof jy van Londen af is. Jy weet, dan praat ek nou met die mense met die aksente, en hier kom hierdie rol vir Clara, en ek met 'n Romeinse aksent doen, en ek het met sommer 'n Romeinier gebly. What? So ek het in 'n huis gebly waar daar so 'n klomp mense gebly het. Dit was almal Suid-Afrikaners en dan een Romeinse ou. So toe weet ek hoe klink die Romanian accent. Maar toe ek nou die dag gaan vir die DC, hoor jy, toe sit die Reigels daar, en ons kon toe vir mekaar kyk, en ek is soos, hoor jy maar die girl se aksent klink glad nie soos myne nie. Het ek nou so met 'n Romeinier gebly, maar nou weet ek nie seker nie. Maar ja, so toe hou hulle baie van my, en ek kry toe die rol, en ek het 6 weke storyline gedoen. Ek het, ja, en toe sê hulle vir my, hoorie, die kykers love die karakter, hulle wil hê ek moet terugkom vir nog 'n storyline. Toe sê ek sê, man, ek sal terugkom as ek 'n permanente rol kan kry. Toe sê hulle sê, okay, gee ons 'n bietjie 'n dag, 'n uur later toe bel hulle my, toe sê hulle van, ons wil jou hê. Jy is nou permanent by Sewende Laan. Yes. So, ja. En daar, obviously, daar het dit seker mag begin. Kyk, Sewende Laan was taaf. Spar het jou. Ja. Dit was 'n tawwe tyd geweest. Ek dink dit was die beste plek om te begin vir 'n aktrise wat van onder af kom, want hulle leer jou heavy dissipline dat jy niks en niemand is nie. Jy's nie groter as enige iemand op hierdie stel nie. Dit was lang ure. Dit was elke dag 12 tot 14 ure op daai stel geweest. Dit was hektiek. Hoe maak hulle? Skiet jy dan soos vir 6 weke elke dag? Elke dag. So hulle hoe Sewende Laan skiet anders as byvoorbeeld Diepe Waters. Hulle skiet 'n episode 'n dag. So jy skiet 12 ure aan 'n episode. En jy moet daar wees Jy moet daar wees heel dag. Ja. Maar ja, nee, toe ek begin agterkom, jy sê die mense herken my. Dit was fun en great in die begin, maar toe raak dit bietjie overwhelming, want onthou die hele Suid-Afrika kyk dit. Elke ras, elke kleur, elke kultuur, kyk, Sewende Laan. So ek het letterlik op 'n storm gevoel, kan nêrens gaan nie. Kan ek net sê, so ek het terug gaan Google, ek het video's gekry, en dis eintlik wat ek ook met jou wil praat oor, van 8 jaar terug, wat jy soos 'n vlog gedoen het, oor, jy weet waar jy gebly het, en wat dit was toe Jock vir die Sharks gespeel het, ja, in Durban. Toe dog ek myself, mense doen dit nou, jy het dit 8 jaar terug al gedoen. Ja. Dis crazy. I know, en toe hou ek op, toe kinders kry, toe hou ek op. Ek moet dit actually weer doen, maar snaakse storie, grappie. Ek weet nie waar kry jy daai nie, maar dit is nie ek nie. Ek was nooit op Disposable Life nie. Jy's nie die eerste persoon nie, en ek dink ook jy's die laaste persoon nie. Ek was nooit in Canada nie. Maar hulle sê dit. Nee, ek was in LA. Ek het daar al 'n kortfilm geskiet. Wow. Maar nie in Canada nie. Wow. Okay. Maar jy was die eerste een, hoor.
Londen, en toe het ek by die New York Film Academy gaan studeer. Toe ek 31 jaar oud was, dink ek. Toe ek 30 jaar oud was. Selfbetaal. Toe kry ek die geleentheid. Ja, en dit is weer eens God se timing. God just knows when you are ready for something. En toe was ek reg. Toe het ek daai droom, wat ek het van ek kan onthou het ek daai droom om by die New York Film Academy te gaan studeer. Toe het ek LA toe gegaan vir 3 maande. Ek het 'n 3 maande kursus daar gaan doen. En dit was ongelooflik. Maar daar het ek 'n kortfilm gedoen en op daardie stadium het ek net vir Jock ontmoet. En ek wou so graag eintlik aanbly in Amerika en my karier verder daar pursue want ek het gevoel ek het so 'n ceiling getref in Suid-Afrika. En toe was dit daai keuse van gaan ek gaan vir hierdie man en dalk 'n lewe met hom bou of gaan ek my karier pursue? En obviously weet julle wat ek toe nou gekies het. En as jy nou terugdink, jy spyt. Ek is nie spyt oor my kinders nie. Maar ek is spyt. Ek dink ek moes my karier pursue het. Ek was nog altyd van 'n klein dogtertjie af het ek nooit gedroom oor 'n white picket fence en trou en kinders nie. That's just never been me. Ek het nog altyd gedroom oor suksesvol wees en eendag 'n Academy Award wen. En movies maak. So ek dink tot 'n mate dat ek opgegee op my droom. Maar kyk, God het ons altyd 'n plan A, B, C, D, E, F, G, H, al die pad op 'n Z. Daar's altyd 'n plan. En ek weet, weer eens, my lewe is in God se hande. En jy maak die keuses en ek dink ek het die regte keuse vir daardie tyd van my lewe gemaak. Ek moes my kindertjies gehad het, ek moes deur hierdie journey gegaan het. En hierdie wyshede opgebou het. So, ja, ek dink, wat ook al ek sou gekies het, sou reg gewees het. So daar is 'n klein bietjie spyt, Ja. maar dit hond my nie, dat ek Ja. jou so vertel. Die ander ding wat ek ook baie keer oor dink is, en ek voel sterk daaroor, is, jy het nog steeds 'n keuse om te shape, en ek dink jy het dit in die begin ook van die ding gesê, die keuses wat jy maak en die goed wat jy, dit shape tog jou realiteit. So die goed wat jy gister geluister het, dit shape jou realiteit. So ek dink nie jy moet te veel worry daaroor en ek dink al lê nog vir jou goedjies voor. Hey, I mean, brother. Wat is die kans dat jy nou vir 7 laan audisie en jy bly sommer? Verstaan jy? Dis ridiculous. Dis alles preparation. Seker maar nou, dit is nie Dit 'n toeval is. nie. Dit kan definitief 'n toeval wees. Nee. Ja, okay. Goed. Nog iets hier daar met jou loopbaan? Ek gaan nou aangaan. Nee. Happy. Alright. Dan die besighede wat jy betrokke is by. Vat ons daar deur. Okay. Ja. So, ek ken hierdie meisie, Diana, en sy kom eendag na my toe en sy sê vir my, sy wil hierdie lipsticks inbring van Italië af. En sal ek belangstel om dit sommer tot te doen. En ek sê, weet jy wat, ek love gremering, so, en vir al lipstick. Kyk, ek is 'n lipstick girl. Maar, hoekom doen ons dit nie eerder onder my naam nie? Ons bring dit in, maar ons sê dis Angelique lipstick. So, ja, en toe het dit so vinnig gebeur. Ek het gedink, nee, wat jy weet, ons chat nog, maar ek en sy is beide go-getters, en ons het die wiele aan die rol gekry, en ja, nou is Angelique lipsticks hier, en dit het nou al gegroei van Angelique lipsticks na Angelique lippotlode, Angelique kosmetiese sakkies, en ons bring ook nou 'n Angelique onderlaag in, wat amazing is. Dit is waterproof, sweatproof, full coverage, so in klomp verskillende kleure, so ons is inclusive ook met die velkleure, maar ek is vreeslik opgewonde vir dit. Ja. Hoorie, en dan jy voer dit in. Ja. Ek wens ons kon dit local gemaak het. Woe, maar kyk, daar gaan ons baie moet vra. Dan gaan ons op Mac se standaard van prys wees. En ek voel net, jy weet, ek wil my lipstick bekostigbaar hou, $1.99. Jy weet, dat enige vrou wat graag 'n lipstick wil hê, dit kan. En dis long lasting, dis transfer proof, skus vir al die Engels, maar dit is nou al hoe ek dit kan verduidelik. En ek dra dit nou, hierdie kleur wat ek nou aan het is die Wild Ginger. Ek is mos eintlik 'n natuurlike rooi kop. En hierdie is die kleur wat my gunsteling is, en toe het ek dit so half vernoem na my, na the Wild Ginger toe. Ja, en ek meen, ek is baie trots op hierdie besigheid, ek en my vriendin werk hard daaraan, en ek
ek hoop en ek bid regtig dat dit net nog van strength tot strength sal groei en dat ek 'n legacy kan agterlaat vir my 2 dogtertjies. Ja, is cool. Ja. Baie nice. Kom ons chat bietjie oor moederskap. En ek dink ons het so bietjie daaraan getouch. Hoe balance jy alles? Nee, kyk, ek drop hier en daar 'n balletjie, hoor. Maar is ook okay, nee. Ek doen. En ek is verseker nie die perfekte mamma nie. En dit is wat ek altyd vir die mammas, as ek praatjies doen, dan sê ek vir hulle net, omdat jy nou die titel mamma gekry het, beteken nie jy moet ewe skielik perfek wees nie. Jy is nog steeds 'n mens. Ek meen, my ma is my hero. En net verlede week het ek en sy so lekker konversasie gehad, sy begin huil het en vir my gesê, jy weet, sy so spyt hieroor en sy so jammer hieroor en ek so, mamma, jy was amazing en dit het geen trauma by my veroorsaak nie. Ek meen, jy's net 'n mens en ja, ongelukkig word jy groter en jy kom agter, oh my word, my ma is nie perfek nie, sy maak foute. En ek dink die groot ding is, wat ek ook vir my kinders leer, is ek sal altyd vir hulle sê, ek sal op my knieë gaan tot hulle level en hulle oë kyk, en sê, kyk mamma in die oë, mamma is so jammer, mamma het nou geskree, of ek is so jammer, mamma het nou kwaad geraak, vergewe my asseblief, maar mamma is moeg, mamma is net 'n mens. Jy weet, om vir jou kinders te leer dat mense maak foute. Dis okay om 'n fout te maak, maar dis ook okay om te vra vir vergifnis en om vulnerable te wees. En dit is die moeilikste job, ek weet jy sal weet, om 'n ouer te wees. Die druk, is daar druk op jou kinders oor obviously hulle ouers? Verseker. Ongelukkig, dis nie 'n goeie ding nie, maar dit het sy pros en sy cons. So almal weet wie hulle is en sal hulle makliker raak sien, veral in 'n groot skool soos Garsfontein. Ek meen, genade. Ons het nou rugbyproewe gehad en daar was 80 seentjies. 80 seentjies wat die A-span, B-span en C-span moet volmaak. So 'n helfte van daai seentjies gaan 'n nee kry. En dis hartseer. Ek meen, jy weet nie was dit talente steek in daai seentjies wat uitgeval het nie. Dalk het hulle net 'n bietjie tyd en aandag nodig gehad, verstaan jy? So dis hartseer, maar ek sê nie dit, hulle gaan nou my seentjie kies want hulle weet sy pappa was 'n rugbyspeler nie, maar daar's ander plekke waar dit help en dan is daar weer plekke van presies dit, die druk. Okay, maar jy's nou nie so goed soos jou pa nie. Jy weet. Ek meen en ek voel my seentjie is baie goed met hokkie. Hy's nie vir my so goed met die rugby nie. En dis okay. Hy hoef nie en hy's nog klein en hy's nog jonk en dit is wat ek, want dan sê hy vir my, ja, hy wil ook 'n rugbyspeler wees. Ek sê vir Jockey, jy wees wie jy wil wees. Wie God jou gemaak het om te wees, wie God jou geroep het om te wees. Net omdat jou pappa Springbok rugbyspeler is, beteken nie jy moet in sy voetspore stap nie. Soos jy moet jou eie paadjie uitlê en om jou kind te kan guide sonder om daai druk op te sit, maar ook genoeg druk te sit sonder dat jy hulle breek. Dis moeilik. Dis taaf. Maar julle, soos wat ek het, soos met my kinders ook, ek sit glad nie druk op hulle nie, maar weer eens, jy het gesê, jou ma het gesê, luister, as jy met die ding begin hierdie jaar, dan maak jy het klaar. So ek dink dis gesonde druk. 100%. My seentjie het nou 'n toespraak oor prestasiedruk, is nou sy tema. Ja. Maar toe vra hulle, want hy's nou op baie stadium wat hulle hom vra na die tyd, toe vra hulle hom, voel jy dat jou ouers druk op sit? Nou obviously sê hy dit nou nie, want dis 'n onvoorbereide vraag wat hulle kry aan die einde. Nou staan ek en my vrou daar agter. Nou so sê net, ek het 'n wonderlike pa en ma gekry. Hulle sit nie druk op hulle nie, maar ons weet in ons huis, as jy iets commit om te doen, dan maak jy dit klaar. Dis amazing. Ek meen, ek voel dit gesond, dis eintlik wat jy wil hê. 100%, om net jou kinders, ek meen, wat sê die woord van God, soos buig daai boompie terwyl hy jonk is, en jou kind sal altyd in die pad loop wat jy vir hom gesê het. So, daar moet reëls wees, daar moet dissipline wees, daar moet konsekwensies wees. Maar jou kind moet ook genoeg spasie hê om hulle self te kan vind en hulle eie foute te maak. Baie makliker gesê as gedaan, maar ek weet nie hoe om dit te doen sonder die wysheid en die genade van God nie. Veral omdat ek 'n enkel mamma is. Jy weet, daar's nie 'n pappa elke dag by die huis om te help met die dissipline nie. En ek voel 'n pappa kan net 'n kyk gee aan die kinders soos bietjie anders. Jy weet, ek moet mooi vir hom, mooi skree. Jy moet daai video's van hulle wys wat jy daai ding skop. Dan gaan hulle miskien ek het al dit gesien. Hulle gaan definitief wil jy nie eet nie? Okay, maar ek sal eet. Maar ja, jy weet, ek het net lankal vir die Here gesê, Here, jy's hulle vader.
Goed. Hoe hanteer jy openbare lewe en privaatheid heiliglik? Dis moeilik, die lines is blurred. Want mense wil my lewe sien. En jy moet daai mooi balans hê van, wat onthou ek maak ook geld uit my sosiale media uit as ek promosiewerk of so doen. So, jy wil ook nie soos 'n video maak ad like nie. So jy wil 'n mooi balans hê van bietjie van jou lewe wys sonder om te veel te wys. En ek dink hoe ouer ek word, hoe beter word ek met dit. Om te weet wat, moenie jou parels vir die varke gee nie, né? Wat deel ek nie? Wat hou ek vir my? En veral as dit by my kinders kom. O, jessie, dit is vir my baie erg om my kinders te deel. Ek sukkel met dit, maar ek kan mos nou sien met die likes en die views. Die mense love it. Hulle love it om te sien as ek my kinders wys. En eintlik, as ek my wou gehad het, sou ek nooit my kinders gewys het nie. Ek wil hulle so graag beskerm teen die lelik van die wêreld. Ons het ek is tans besig om te skiet aan Straalend ook vir kyk net waar ons 12 vrouens inkry wat hulle stories deel en dan probeer ek hulle 'n bietjie inspireer en moed gee en hoop weer gee vir die toekoms en Fafa doen soos 'n mini makeover vir hulle. So ons bless hulle basies maar net. Jy weet 'n vrou wat reg deur 'n moeilike tyd gegaan het en haarself bietjie let go het of haarself laaste gesit het vir te lank. En die een vrou se seun het selfmoord gepleeg. En dit was een van die moeilikste sessies vir my om 2 dae om deur te sit. Ek het elke dag gehuil wat ek sommer die vrou tyd spandeer het en wat sy net gesê het, sy het in 'n huis groot geword waar ouers al so afgebreek het en basies geboelie het. Dat sy gesê het sy sal dit nooit aan haar eie kinders doen nie. En sy het haar kinders so opgebou en hulle so mooi hanteer en hulle so beskerm. Net vir haar kind om by die skool afgebreek en geboelie te word. So, jy kan nie jou kinders regtig, jy kan net vir hulle bid en jy probeer met tools te gee om taaf genoeg te wees om die houe wat die lewe uitdeel te gee. So jy kan die perfecte environment create by die huis. Jy weet nie wat gebeur by die skool nie. Jy weet nie wat gebeur by die rugby nie. Jy weet nie. Dis hoekom dit so belangrik is om in touch te wees met jou kinders en elke dag harde conversations te hê en te weet wat aangaan, veral in 'n groot skool. Waar jou kind maklik net 'n nommer kan word. Dat hulle nie agterraak nie of om seker te maak hulle word nie geboelie nie. As jy het obviously bitter uitgestaan in jou skoolloopbaan. Wil jy dit hê vir jou kinders of wil jy nie? Of moet hulle net seker wees? Daar het baie bullying gepaard gegaan met dit. En eers na skool, jare later, het 'n paar van hulle uitgereik na my toe en vir my gesê hulle is so jammer, hulle was altyd so lelik met my. Hulle was eintlik net jaloers. Ja. En my ma het altyd vir my gesê, as ek mamma, wat omtrent my maak hulle jaloers? Ek sou nie jaloers op my gewees het nie. En ek dink, en ook baie keer as ek mense ontmoet, dan gaan hulle, jy's eintlik nice. Hoekom? Dan sê hulle sê, jy kom baie, wat sê woord, asof jy vol is van jouself, en dink ek, so as jy sekere goed achieve het in jou lewe, neem mense outomaties aan, jy's vol van jouself. As jy mooi na jouself kyk en jy grimeer en jy kyk na wat jy aantrek, jy's vol van jouself. Jy's nie 'n goeie ma nie, jy's selfsugtig. Snert, jy kan 'n goeie ma wees en ook tyd uitsit vir jouself om jou hare en jou naels en ordentlik te trek en ook trots te wees, want ek leer my dogtertjies 'n waardevolle les, dat eendag as hulle mammas is en vrouens is, jy moet eerste kom. Jou glasie moet eerste vol wees, want jou kinders gaan gelukkig wees as hulle sien mamma is gelukkig. Jou kinders gaan mooi na hulle self kyk as hulle sien mamma. Dit help nie, jy sit daar en jy vreet jou pak chips en jy oefen nie en jy lyk soos 'n slons en jy sê vir jou kinders, ja, maar jy moet na jouself kyk en jy moet gesond eet en jy moet water drink, maar jy doen dit nie. Monkey see, monkey do. Kinders gaan doen wat jy doen. Klaar. So dit werk. Okay, op daai punt, jy is nou hoekom motiveringsspreker, hoekom dink jy dit is belangrik? En hoekom het jy 'n passie vir dit? Ek het 'n groot passie vir vrouens en vir tienerdogters. Ek dink omdat ek ook deur so baie gegaan het in my lewe,
het ek baie om te deel en te vertel. En ek sal baie keer vir die Here sê, maar ek verstaan nie hoekom ek deur gegaan het nie. En dan deel ek met soveel vrouens wat veral vir my DM stuur en vir my sê, hoorie, ek gaan nou deur 'n egskeiding, of hoorie, ek het uitgevind my man het verneek, of hoe het jy hierdeur gegaan, of hoe het jy deur gekom, of 'n jong meisie wat sê sy word geboelie, of 'n jong dogter wat sê, jy weet, sy het bulimia. So, daar's soveel topics wat ek mee kan assosieer en my ervarings deel. Mens kan nie uit 'n plek uit van, ek was nog nooit daardeur regtig deel nie. So omdat ek deur dit is, verstaan ek werklik, ek het al in jou skoene geloop, ek het daai pad geloop. En ek glo dat dit is my ultimate calling, om met vrouens en tienerdogters te werk, en hulle te inspireer en te motiveer, en hopelik te leer uit my foute uit. That's awesome. Ja, ek dink, ek wou met jou praat oor geloof en lewe, maar ek dink jy het dit aangespreek, en mens kan dit in jou lewe sien. Ek meen, dis eintlik maar jou anker. En dis eintlik maar al wat konstant bly. Selfsorg en welstand wil ek oor 'n bietjie praat, en ek dink jy het nou ook hier aangetouch. Jy moet jouself present. Wat doen jy om tip-top? Obviously het ek nou jou video's gesien met jy die rook iets uitslaan, maar Ja. vat ons deur, is dit 'n heavy dieet? Nee. Is dit 'n heavy niks? Ek glo glad nie in die eet nie. Die oomblik as jy vir my sê die eet, dan wil ek alles eet wat ek sien. Die wat ek sien, die eet ek. Dit het my ook maar tyd gevat om te sien wat werk vir my liggaam, wat werk nie vir my liggaam nie. En die fasting, die intermittent fasting het wonders vir my gedoen. Wonders. Ek sê nie dit werk vir almal nie. Maar dit het wonders vir my gedoen. As ek lus is vir 'n chocolate, eet ek 'n chocolate. Ek gaan dit nou nie elke dag, as ek nou elke dag lus is, dan gaan ek dit nou nie doen. Jy weet, obviously tot matigheid, maar ek leer dieselfde vir my kinders. Ek wil nooit my kinders weerhou van sweets nie, want as hulle dit sien, dan gaan hulle self vergryp. My kinders vra vir water. Dan bel die ma's my as hulle gaan verplei, dan sê hoe die hek kry jy dit reg? Dan sê ek soos, want ek drink net water. Hulle sal my nooit sien sap drink, nooit sien koeldrank drink nie. Maar as my kinders op my spoor is, dan sê mamma, mag ek asseblief 'n Sporletta of ietsie kry, of 'n Coke kry, en sê ek, ja, is reg. Ek weerhou hulle nie, maar ek sê vir hulle, onthou, suiker is nie goed vir jou nie. Dit is baie sleg vir jou brein. So ek verduidelik vir my kinders dat hulle kos verstaan. As jy verstaan wat kos in jou liggaam doen, gaan jy 'n baie gesonder verhouding met kos hê. Dis waaroor dit gaan. Wat gaan hierdie sjokolade nou aan my doen? Dit gaan vir my 5 minute se satisfaksie gee, maar dan gaan ek crash van die sugar rush. Dis nie goed vir my brein nie. Ek gaan sleg voel oor myself. Ek gaan nie goed voel nie. Dit is nie nutritious nie. Jy weet, om eerder te gaan, is hierdie meal nutritious? Gaan dit vir my energie gee? Gaan dit vir my breinkrag gee? Gaan dit my goed laat voel? Gaan dit my feel vir die dag? Dit is hoe jy oor kos moet dink. Nie oor hoe ek moet carbs uitsny nie. Snert, jy moenie carbs uitsny nie. Carbs is great vir fuel. Jy het dit nodig. So sodra mense van my met kom met die eet en sê, maar ek sny dit er, hoe die hek gaan jy dit aanhou? Jy kan nie dit volhou nie. En oefen, ek oefen. Ons is 70% water. Dink net, hoe moet jou liggaam voel aan die binnekant, as jy die hele dag net op die buite sit. Dit gaan soos 'n dummy binne word. So jy moet soos 'n flowing river wees. Jy moet daai toxins uitkry, en veral vir 'n vrou. 'n Vrou met ons hormone moet oefen. Al is dit 30 minute, al gaan stap jy net. Al klim jy eerder die trappe by die werk op en af. Al, jy weet, want ek weet baie vrouens sê, jy maak nie tyd nie. Jy maak tyd. 30 minute is al wat jy nodig. Ek oefen net 30 minute 'n dag. Dis al waarvoor ek tyd het. Maar dis daai 30 minute wat my hart pomp, my bloed vloei en my hormone reguleer, wat so goed is. En dan slaap. Slaap is ongelooflik belangrik. En hulle het 'n studie gedoen dat 'n vrou 8 tot 10 ure se slaap nodig het. En daar is nie een ma wat dit kry nie. Nee, mans, julle kan wegkom met 4 tot 6 ure. Maar 'n vrou het 8 tot 10 ure se slaap nodig met ons hormoonsiklusse. So jou liggaam reset nie as 'n vrou as jy nie 8 ure geslaap het nie. Is ongelooflik belangrik vir jou vel, vir jou geestestoestand, vir jou krag net vir die volgende dag. En weer eens, dit gaan oor prioriteite, nê? Waarin bestee jy jou tyd? Is jy besig om aan die regte goed aandag te gee, of mors jy eintlik jou tyd met sekere goed? En ek sê altyd vir die ma's, hoorie, nee is 'n volsin. Hou op ja sê vir alles, want jy is 'n people's pleaser,
En jy sê ja vir alles by die skool, en jy sê ja vir alles vir jou vriendinne, en jy sê ja vir alles vir jou kinders. Leer jou kind van boundaries, jou kind leer dit ook by jou. Jy kan nie, jou kinders gaan people's pleasers wees, nes jy. Jy moet leer en vir jou kind te sê nee. Dit leer hulle so baie goeders vir die toekoms as hulle adults is. So nee is 'n volsin. Nee is 'n volsin, dankie. Alright, dan nuwe projekte, waarmee is jy besig? Wat gaan jy doen? So, tans nog by die bewaters. Ek nou klaar gemaak daar, maar dit is nog op kyk net, strolend. Ons het nog een app oor om te skiet. Nog besig met dit, en dan die onderlaag wat ek inbring, ons, het is amper reg, dan bring ons dit in. En, ag ja, ek het 'n klomp golf daar wat nog vir my voorlê, wat ek moet MC en speel. Ek het nog so 3 feeste oor wat ek MC. Geniet jy dit? Love dit. Love it. En dan, soos wat ek nou vir jou genoem het, my eie podcast. My eie podcast, en ja, dit gaan maar meer met vrouens en so wees. Ek dink dit is maar waar my passie lê en waar my verstaan van die human psyche lê is maar meer by vrouens. Ek weet nie hoe julle mans se kop altyd werk nie. Ons sou weer dieselfde. Ek dink julle is straightforward. Julle is straightforward. Ons is so. Ja, ek voel jammer vir julle, hoor. Ja, dis crazy. Ons sukkel met dit. Okay, 5 jaar plan, 10 jaar plan. 5 jaar plan. Bedoel jy nou waar ek myself sien in 5 jaar? Okay, so waar ek myself sien in 5 jaar is verseker om my eie huis te hê, want op hierdie oomblik hier ek. My eie huis met 'n yard en 'n swembad vir my kinders. Hoopelik 'n liefde in my lewe. Jy weet, ek dink ek is al lank genoeg single. Ja, 'n partner. Ek hoop regtig en vertrou God vir dit. En gelukkige, gesonde kinders wat floreer omdat hulle wil. Dat my kosmetiese brand oral is en in elke vrou se huis is, en dat dit regtig 'n goeie kwaliteit produk sal bly. Hopelik 'n paar movies onder die belt en hopelik 'n internasionale enetjie. Nee, in Canada nie. Ek wag nog vir daai Academy of daai Oscar Award. 10 jaar, bietjie meer afgeskaal, bietjie rustiger. Vir op 'n plek wees waar ek ja sal sê vir dit wat ek regtig wil doen. En meer tyd sal hê met my kinders en hopelik my partner. En trots wees op dit wat ek bereik het en okay wees met dit wat ek nie bereik het nie. En te weet dat my journey het gegaan soos God dit wou gehad het. Want jy weet, die woord sê ook, man make the plan, but God leads their steps. So God moet op die ou einde van die dag lei en I really want to die to myself and surrender to his plan. En ja, uitleef wat hy my voorgeroep het. Awesome. Laaste een, nalatenskap. As mense terugdink aan jou, wat sal jy graag wil hê hulle moet onthou? Oor hoe ek hulle laat voel het. Ek sal wil hê hulle moet onthou dat as hulle in my presence was, het hulle goed gevoel en inspired gevoel en geliefd gevoel en verstaan gevoel. Ja, dat hulle lekker warm gevoel, dit. En iemand wat alles gedoen het vir kinders en hard gewerk het en 'n vrou van haar woord was en 'n vrou van integriteit was. Maar ek dink die belangrikste vir my is dat hulle goed gevoel het in my presence. Great. Op dit, ek het 'n closing remark en ek het in ChatGPT ingetik, write me a quote vir jou. Okay. Luister wat sê dit. True success is not just in how high you climb, but it's in how deeply you love, how strongly you believe, and how bravely you stand, even if the world doesn't see your path. Wow. Good. Kyk, daai is 'n win-win. Ja, dis 'n win-win. So ons gaan daar afsluit. Ja. Super dankie. Dit was regtig vir my inspirerend. Richard sal ook dieselfde sê. Dankie vir dit wat jy doen.
ons sien uit vir wat kom. Okay. Dankie vir die geleentheid om te I've been on the road, I've been doing shows. Now we eating steak, remember sleeping on the floor. We stealing at the gas station when the time was cold. In the kitchen, hot still trying to flip it out the stove. Rocking fake J's, praying that nobody know. Watch them take my dog away, it was way too hard to stay composed. Fight to see the light of day, all this blood on my clothes. I was tired every day, green light, it's time to go. I don't wanna live life fast or die too young. Die too young. 100 miles per hour, I might crash, cause the good die young. Yeah, the good die young.